Vir 'n oomblik daar waar jy in jou sitplek staan, of daar waar jy staan. Raak net stil. Maak vanmôre jou hartsbegeerte aan jou Skepper God bekend. Sê vir hom vanmôre daar waar jy staan, Vader, my Vader, wat in die hemel is. Vanmôre verlang ek hierdie en hierdie, wat reeds by u bekend is, maar wat u uit my mond uit wil hoor, maak vanmôre by u bekend. U wat alles ken en alles weet, maar tog met my as mens verhouding verlang. Maak ek vanmôre my hartsverlange aan u bekend. Maar nie net jou behoeftes en jou begeertes nie, maak ook vanmôre nog bekend hoe lief jy hom het. Sê vir God hoe lief jy hom het. Dat hy jou alles is. Sê vir hom dankie dat hy jou bewaar het van jou geboortedag tot waar jy vandag is. En in daardie atmosfeer kom ons nader as gemeente in gebedseenheid. Papa Vader, ons Vader, wat in die hemel is. Dankie dat u vanmôre in hierdie plek u self gaan verheerlik. Deurdat u van sitplek tot sitplek met elkeen van ons harte vanmôre ontmoetingsdag het. Dankie Heilige Gees dat u vanmôre die verseëling op hierdie ontmoeting is. En dankie Here Jesus vir u evangelie, want daar is geen ander evangelie aan ons gegee as mens as die evangelie van Jesus Christus. Lei ons vanmôre deur die Heilige Gees dat ons vanmôre u waarheid, u evangelie sal raakvat, sodat daar 'n seën op ons lewens kan wees. Ons verlang vanmôre om u woord en sy openbaringskrag te kan ervaar. En ons dankie Heilige Gees dat u dit vir ons gaan openbaar vanmôre. En u waar ons vanmôre gaan sing, Papa, is dit ons hartsverlange dat u ons harte vanmôre in aanbidding hoor wat opgaan in die troonsaal in, om u net vanmôre te aanbid saam met die engele. Daar waar die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare, wil ons vanmôre saam met daardie halleluja's wat soos donderslaan die hemel klink vanmôre sê, hier is ons aanbidding. Ons aanbid u, want u is ons Vader. En daarmee, Vader, sê ons vir u dankie. En vir ons u nou besing. En vir ons hoor vir die Gees van die Here met ons deur die woord praat. En die volk sê, Amen. Kom ons sing lekker saam. We're gonna worship the King. We gonna worship the King. We gonna praise His name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship the King. We gonna worship the King. We gonna praise His name. We gonna lift up holy hands. We gonna worship the King. Praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We gonna lift up the mighty name of Jesus, sing and
En omdat U ons koning is, kan ons vanmôre sê, it's beginning to rain. Rain, rain. Hear the voice of the Father. Whosoever will, come and drink of this water. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father. Saying, whosoever will, come drink of this water. I promise to pour my spirit out on the sons and your daughters.
If you're thirsty and cry, lift your hands to the sky. It's beginning to It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. Giving arms wide open, He'll pardon you. It's so secret what God can do. It's so secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It's no secret what God can do. It's no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It's no secret what God can do. Ek wil eers 'n bietjie opgemaak sê, maar vanmôre wil ek hê julle moet besef dat ons vanmôre hierdie liedjie moet sing as 'n oorwinning vanmôre. Om te kan weet, dit wat hy vir my boetie doen, dit wat hy vir my sussie doen, dit wat hy vir die pastoor doen, dit wat hy vir my finansies doen, dit wat hy vir enige iets wat in jou lewe is doen vanmôre, kan hy ook vir iemand anders doen. Vat dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. En ons moet ons sê, it is no secret what God can do. He'll pardon me. Ek wil hê vanmôre moet jy dit as 'n proklamasie spreek, om te sê hy kan dit vir my doen. Nie net vir die res nie, maar ook vir my. Kom ons sing dit weer. What God can do, what is done for others, He'll do for me. He'll do it for you. With arms wide
You made it visible in our everyday doing, coming and going. And because you are, you will always be our Savior. We can say it shall flow like a river. It shall fall like the rain on all God's people standing in the center today. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And the Spirit of the Lord shall come. Halleluja, Here, dankie. Dankie dat ons weer die Gees is vanmôre hier, Here. En Here, omdat ons weer in die Gees is, kan ons sê, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, want aan U behoort die koninkryk, Here. Aan U behoort ons lofsange vanmôre, aan U behoort elke woord wat uit ons lippe uitgaan vanmôre. Dankie, Jesus. Kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die ziel. Wees gekeer my trooster. Kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees,
We worship and adore Thee, bowing down before Thee, songs of praise and singing. Hallelujah, singing. Songs of praise and sing. Hallelujah, singing. We worship and adore Thee, bowing down before Thee, songs of praise and sing. Hallelujah, singing. Oh, Vader, terwyl ons môre in die teenwoordigheid staan, as seuns en dogters, nie bybewoners nie, seuns en dogters versiel deur die Heilige Gees, vrygekoop deur Jesus bloed, vasgemaak in die ewige koninkryk, die koninkryk van die God van Abraham, Isak en Jakob, die enigste, buiten nie is daar geen ander. En vanmôre terwyl ons hier staan, deur hierdie geopende deur, wat Jesus vir ons oopgemaak het 2000 jaar terug, waardeur hy self verklaar, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Staan ons vanmôre met geopende hart, geopende verlanging, vir een vanmôre met ons te kon spreek. Vanmôre ons te kan kom aanraak. Dat ons uit hierdie plek uit kan stap en kan sê, ons het nie mense woorde gehoor nie.
ons het die Gees van God self met ons gehoor praat en met ons gedeel. Dankie, Here. Here, spreek vanmôre deur die woorde wat op die lippe van klei lê, in die verborgenhede van die verlange van elkeen se hart, dat die mens môre sal sê, God leef, want hy het vanmôre met my gepraat. Amen. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie, Here. En die volk sê, amen. Ek wil net vanmôre sê welkom. Elke besoeker by jou nuwe United familie. En ons slagspreuk hier is waar vreemdelinge vriende word en vriende familie word. En as ek vanmôre so oor julle kyk, kan ek vanmôre eerlik sê, almal van julle wat vanmôre hier sit, was op 'n stadium vreemdelinge van mekaar gewees. En die wat nou al 'n lang pad kom, kan sê later het dit vriende geword. En vandag kan ek sê dis my familie. Want solank as ons nog kerk toe gaan en jy sê ek gaan na my kerk toe, dan vat ons die hele prinsip, die konsep wat God bedoel het, toe hy ons as seuns en dogters vir homself kom eien het. Mis ons, want God het ons sy familie kom maak. Hy sê ons is nie nou meer bywoners nie. Ons is nie huurlinge nie. Ons is seuns en ons is dogters. En dis wat jy vanmôre is, jy's 'n seun en 'n dogter van God. Die oomblik as jy met jou mond bely dat Jesus Christus jou saligmaker is. Amen. Maar nie net bely en glo nie, dit ook begin te leef en heilig maak. Amen. Want die vrug van jou bekering sal lê in jou heilig maak. Amen. Dan bevestig jou lewe dat ek praat nie net dat ek is 'n seun en dogter van God omdat dit goed klink om te sê ek is 'n seun en dogter. My lewe getuig ek is 'n seun en ek is 'n dogter van die lewe. Ja, prys die Here. En vanmôre wil ek graag met hierdie woorde wat ek vanmôre in hierdie boodskap aflewer, wil ek jou kom bemoedig vanmôre. Hierdie preek gaan nie vanmôre oor my as prediker wat 'n geleentheid het om te preek nie. Vanmôre is hierdie woorde om jou in die bank te kom bemoedig. Dis vir jou bedoel vanmôre om jou nader aan die Here te bring. En ook waar jy vanmôre vraagstuk het, vir jou ook rigtingwyser te kan wees van hoe om in hierdie oorwinning te kan doen. Maar ek wil eers 'n verklaring maak. Gister terwyl ek so stil word en ek die boodskap begin saamstel, toe voel ek om hierdie volgende verklaring te maak vanmôre. En hy nie. En die woord is 'n bietjie klein. En hy die uitnodiging aan elke besoeker, ons as gemeente glo jy is nie toevallig vandag hier by ons. Ons glo jy is 'n antwoord op ons gebede en 'n uitroep na God om jou te ontmoet. Ons gebed is verder dat God jou skepper en maker jou van hier af verder gaan kom aanraak sodat jy kan weet wat jou doel op aarde is. Ons nooi jou vandag as familie om saam met ons vir God te leef, waar vreemdelinge vriende word en vriende familie word. Doelgerigte lewe is die tema van vanoggend se boodskap. En ek begin met die volgende. Kom ons nader Vader se troon. Geen beter manier, Papa Vader God, om 'n mens se dag mee te begin. Om 'n mens se beplanning mee te begin. Om enigiets op die aarde mee te begin, as om by U stil te word. Amen. Geen beter plek nie, Papa Vader. En net so verklaar ons as gemeente ook vanmôre, dat ons kan nie vanmôre hoor wat U met ons wil praat, as ons nie reeds in ons harte voor U kom neerbuig in aanbidding en sê, Vader,
Ons verlang u stem, want u is 'n kenner van die hart en 'n beproef van die niere, en u weet wat ons verlang is vanoggend. En Vader, elkeen van ons wat hier sit, het 'n verlange. Maar die grootste verlange vanmôre is om gereed te wees. Gereed as u seun Jesus kom om sy bruid te kom haal. Ons wil gereed wees, Vader. Help ons. Hou ons hand vas. En waar ons gewrigte begin swak word en ons enkel swak word, versterk ons, Here. Here, as u vanmôre in hierdie plek 'n geknakte riet sien, wat die lewe geknak het onder omstandighede, mag u vanmôre die geknakte riet kom versterk. As u vanmôre nog 'n dowwe lamp het vanmôre in hierdie plek inbeweeg, wat sê eens was ek vurig vir God gewees het, was ek aan die brand gewees, was daar binne my 'n vuur wat my gedryf het om ander te gaan vertel van Jesus, maar vanmôre is ek net 'n dowwe lamp. Net te veel dinge, net te veel beproewing, net te veel verhoekings en waaroms. U sien vanmôre daar die dowwe lamp betrag. En dis vir u kosbaar. En u wil in u gees vanmôre weer selfs die dowwe lamp vurig aan die brand kom steek, dat dit kan brand nog kragtiger as wat dit ooit gebrand het. En Vader, dis ons gebed vanmôre dat in hierdie atmosfeer dat u met ons kom praat. Heilige Gees, lê die lippe. Lê op die lippe van klei die woorde wat vanmôre gespreek moet word, soos gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Paulus skryf hier aan die gemeente van Efesië, toe hy reeds in gevangenskap sit. Toe hy reeds sy bewegings beperk was. Toe hy reeds in kettinge afwagtend is op die finale verhoor, skryf hy hierdie woorde uit gevangenis uit. So jy moet vanmôre verstaan, hierdie is nie 'n man wat vrylik rondbeweeg het, wat al die plesier en die genot van die wêreld geken het en die vryheid van om te kan beweeg ervaar het nie. Hy skryf uit 'n gevangenistoestand, hy skryf hy hierdie woorde, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Eerstens, wat vir my en jou moet uitstaan in Efesiërs 2 vers 10, is die feit dat Paulus verklaar, dat ek en jy is nie hier deur evolusie nie. Ja, prys die Here. Ons is geskape. Ons is sy maaksel. Jy sit vanmôre hier nie toevallig nie. Jy sit hier omdat God op 'n dag besluit het om jou te skape. Jy was by jou naam geroep, jy was by die naam beplan gewees in jou moeder skoot, die dag toe jou ma bevind het dat sy swanger is met jou, was jy reeds, jou fynste DNA, die kleur van jou oor, die kleur van jou hare, was reeds in God 'n beplanning om hierdie maaksel, hierdie kind, hierdie mensie te maak, presies soos wat jy vandag lyk, en daarom is jy uniek in alle opsigte wat jy is. Ja, halleluja. Daar is nie nog een soos jy nie. Wie wat is my te groot om te verstaan? Vir iemand anders is dit dalk net 'n gedagte, maar vir my, as ek elke keer aan hierdie punt dink wat ek nou gaan noem, is dit net te groot vir my verstand om te verstaan. Dat van die grondlegging van hierdie aarde af tot en met vandag, was daar nog nie een mens geskape wat dieselfde vingerafdruk het as die vorige persoon nie. Dis waar. Dat op hierdie klein stukkie vel het God nog nooit uit gedagtes uitgehardloop hoe om die patroon te teken wat net op hierdie stukkie vel van jou voorkom. Geen mens op hierdie aarde wat voor jou gelewe het of wat na jou gaan leef, gaan dieselfde vingerafdruk as jy nie. So uniek is jy geskaap dat God tot vir jou eie vingerafdruk gegee het. Hoeveel te meer is sy behoefte en sy verlange vanmôre na die belangrikste gedeelte jou hart. Amen. As jou vingerafdruk vir hom so belangrik is. Voor jou was daar nog nooit iemand met jou vingerafdruk nie. En na jou sal ook nooit weer iemand wees. Hoe groot is hierdie ou spasietjie? Wanneer sou ek en jy al uit gedagtes uitgehardloop het hoe om die lyne op hierdie spasietjie te kan trek en te teken,
dat dit uniek moet bly. En God het van die skepping se begin af tot vandag toe nog nooit uit gedagtes uitgehardloop om hierdie lyne te teken op jou vinger nie. Hoeveel te meer het hy jou sy maaksel geskape in Christus Jesus. En toe ek hierdie gedeelte lees van Christus Jesus, toe verstaan ek skielik iets anderste, dat hierdie maaksel, ek en jy as mens, het 'n identiteit wat nie gekoppel is aan my verlede nie. Amen. Wat nie gekoppel is aan my mislukkings nie. Wat nie gekoppel is aan wat ook al ek in hierdie lewe in prestasies of vermag het, maak nie saak hoeveel goue medaljes hang in my studeerkamer of in my ingangsportaal van wat ek al in die lewe vermag het, maak nie saak wat se sertifikaat hang daar nie, maak nie saak wat se trane gebroke toestand ek vanmôre hiermee sit nie. By God is daar 'n identiteit wat 2000 jaar terug in Christus vervolmaak is, dat ek en jy wat sy maaksel is deur Christus herstel, dat die identiteit van Christus vandag die bepalende faktor vir my en jou sukses is. Amen. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Nie omdat ek suksesvol is nie. Nie omdat ek teleurgesteld is, sien ek nie kans vir môre nie. Of sien ek kans vir môre nie, omdat Jesus leef. Sien ek kans vir môre. Net in die eerste 2 verse van hierdie skrif gaan hierdie grootheid vir my oop. En dan lees ek verder tot goeie werke wat God voorberei. Soos daarom kom, besef jy vanmôre dat God sit nie radeloos en wonder wat gaan hy met jou lewe doen as jy by hom uitkom nie. Vandag kom ek as 'n gebroke mens en ek sak voor God neer en ek neem hom aan as my saligmaker en nou begin God beplanninge doen in die hemel. Wat gaan ek nou met hom doen van hier af? Wat gaan ek met haar doen van hier af? Hoe gaan ek nou hulle lewe bestuur van hier af? Dat het tog nie 'n sukses. God sê, hy het reeds jou hele lewe suksesplan gehad in sy gedagtes die dag toe jy geskaap het in die moederskoot. Amen. Die oomblik as ek en jy by Christus kom en ons vind Jesus, kom die plan van God vir die eerste keer werklik begin die ratte by mekaar uitkom en begin die radwerk in mekaar in hardloop. Want buitekant Christus is ek en jy soos 'n rat wat slip. Dis net asof die rat nie lekker wil vat nie. En dinge werk nie uit soos wat ons graag wil hê dit moet uitwerk nie. Maar die oomblik as ek in Christus my vrede vind, wil ek vanmôre vir jou sê, al val die wêreld om my uitmekaar uit. Al maak niks my sin nie. Al maak mense my seer. Al maak alles wat ek gedink het, wat my geluk moet wees. En nou skielik is alles wat ek my geluk opgebou het, besig om onder my te verkrummel. Die oomblik as ek by Jesus uitkom, en ek die waarde van lewe vind wat daar in God se planne vir my lewe is dit skielik asof al hierdie ander goed dryfsand was. Amen. Dis asof alles wat ek voorheen gedink het, wat eintlik my geluk moet bepaal, my geluk se rots moet wees in hierdie lewe, is skielik vir my so sand. Want buitekant Christus se volmaakte plan, sy volmaakte aanraking, wat my identiteit in hom kon verseker, dat ek is 'n mens, nie net omdat ek toevallig op hierdie aarde verskyn het nie. Ek was deur God kundig beplan nog voordat ek geskape was. Kan ek vanmôre sê, dit maak nie saak wat die lewe my teleurstel nie, omdat God leef, is daar 'n toekoms waarin ek beweeg, want daar's 'n doelgerigte rigting waarin my sukses lê vanmôre, en sy naam is Jesus. Amen. Maar vir jou vanmôre vertel, ek kan in my eie lewe kan ek getuienisse vanmôre kom neerlê, jy kan vanmôre met getuienisse kom. Hierdie plek vanmôre is onder 'n wolk van getuienis wat getuig vanmôre hoekom Jesus se werklikheid is. Amen. Ek lees nie vanmôre hier omdat ons 'n godsdienstige rigting wat dood is, wat ons maar net 'n vaal beeld van hoop gee, is hulle maar vanmôre hier, want ons het nou maar hierdie Christen geloof uit al die ander gelowe op aarde gekies, en nou volg ons maar hierdie geloof, om net om 'n identiteit te hê dat ek is 'n Christen. Nee, daar's iets dieper, daar's 'n werklike, lewende, kragtige verhouding met 'n God wat hemel en aarde geskaap het, wat my en jou vanmôre oortuig, dis hoekom ek vanmôre in hierdie plek wil wees. Amen. Want ek het verhouding met Jesus. Ja, dankie. Ek het verhouding met hom. En daarom kan ons daarin wandel. Jeremia sê,
in vers 11. En die agtergrond, die moet u weer eens verstaan. Jeremia skryf hierdie 11de vers in Jeremia 29 aan die volk. En nou wil ek vir u net so 'n bietjie agtergrond skep, wat was die atmosfeer gewees waarin Jeremia hierdie vir die volk skryf. Hierdie volk van God is in ballingskap. Hulle is ver van hulle eie huise af. Hulle is ver van vryheid af. Hulle is ver van die tempel af in Jerusalem waar hulle vrylik kon opgaan om offers aan God te bring en te aanbid. Hulle is in 'n vreemde land waar hulle onder dwang moet gaan as slawe, vry van vryheid af. Vry van hulle eie land, vry van hulle eie huis af. Daar is nie so. Ek en jy kan vanmôre soos hier by hierdie kerk uitstap, gaan ek na my huis toe. Ek sluit die deur oop. En ek stap in. Dankie Heilige Gees vir daai herinnering. Ek lees iets interessants. Terwyl ek nou so van huis praat in die sleutel. En ek wil hê jy moet hierdie gedeelte onthou, wat die Heilige Gees my nou herinner. Die duiwel het nie 'n huis nie, hy het nie 'n sleutel nie. Moet hom nie jou huis se sleutel gee nie. Moet hom nie jou huis se sleutel gee nie. God het vir jou huis gegee en hy het vir jou die sleutel gegee en hy het gesê dis jou gedeelte wat ek vir jou leen terwyl jy op aarde is. Die vyand het nie 'n huis nie. Hy het nie 'n sleutel wat ek kan sê waar sy blyplek vandag is nie. Daarom gaan hy uit om ander se blyplekke te steel. Moenie hom jou huis se sleutel gee nie. En daarom kan God vanmôre sê, al is dit ek voel alles het van my weggeval. God se erfporsie staan vas. Sy belofte staan vanmôre vas. Ek en jy moet net verstaan, dis nie die omstandighede wat bepaal waar my beloftes lê nie. Daarom skryf Jeremia aan hierdie woorde in hierdie toestand waarin die volk is, skryf hy hierdie woord, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan deur koester. Dis God wat hier vir Jeremia deur hom tot die volk spreek. Ek weet watter gedagtes ek kan gaan deur koester spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dink jouself, hulle sit hier in ballingskap. Hulle is weg van hulle eie land af, weg van hulle eie huis af, weg van hulle eie tempel af. En hier sê God, ek het 'n plan vir 'n hoopvolle toekoms. En die oomblik toe die mens dit besef wat Jeremia even probeer sê, dat God het nie 'n plan dat jy moet parkeer sit in jou verlede nie. Oral Roberts skryf in 'n boekie, Parking. Jy is nie geroep om te parkeer in jou verlede nie. Jy is nie geroep om te parkeer in jou mislukkings nie. Jy is nie geroep om te parkeer in ander mense se opinies nie. Jy is geroep om op te staan en te sê ek sal teruggaan en ek sal herbou die gebroke mure. Ek sal terugvat wat die vyand van my gesteel het. Ek is nou eenmal 'n gunstige van God en ek sal oor my huis lewe proklameer. Ek sal vat wat die vyand van my probeer steel. Ek sal nie na omstandighede kyk waarin ek nou is nie. Ek sal opstaan en ek sal verby my omstandighede kom en ek sal lewe oor my huwelik spreek. Ek sal lewe oor my huis spreek. Ek sal lewe oor my kinders spreek, want hierdie is my huis. Hierdie is die sleutel wat God vir my gegee. Dis my grondgebied en ek sal dit nie prys gee vir die vyand nie. Al brul hy dat ek voel ek is 'n verloorder, nogtans proklameer ek vanmôre dat my God het die enigste sê. Amen. Vat terug wat die vyand van jou probeer steel, maar daar's net een manier hoe ek en jy vanmôre dit kan vat. Al voel jy jou knie word seer terwyl jy bid. Staan op, stop, gaan verfris jouself, drink 'n glas water, eet jou kos, doen jou dagtake, maar sak terug op jou knie en hou nie op bid nie. Moenie ophou bid tot jou deurbraak gekom het nie. Weier om op te hou bid. Weier om dat die vyand alleen in jou gedagtes moet plaas van dit te ver gegaan. Dit kan nie meer gered word nie. Dit kan nie meer herstel word nie. Dit kan nie meer verander word nie. Sê vir die vyand, hierdie is my huis. Jy het nie 'n huis nie. God het vir my hierdie huis gegee en ek sal vir my huis bid.
tot die laaste druppel van my sweet en my bloed op die grond geval het. Ek sal nie ophou veg vir hierdie huis. Ek lewe doelgerig, want God het vir my 'n doel in die lewe gestel en ek beweeg vorentoe in hierdie doel en ek sal nie ophou tot ek dit bereik het nie. Ek wil net die volgende net so humoristies byvoeg. Iemand sê eendag vir my, ek hou daarvan om na kerk toe te gaan, maar die pastoor moenie op my skree nie. Welcome to my space. Ek skree nie vanmôre op jou nie. Ek wil jy met die opgewondenheid in my binneste voel. Ek raak excited oor hierdie God. Amen. Ek raak opgewonde oor sy grootheid. Ek raak in opstand as ek sien hoe die vyand, die kinders van God met hulle mors, want die kind van God word te vinnig moeg. Ja. Die kind van God gee te vinnig op. En weet jy wat gebeur as jy begin opgee? Dan vat die Satan beheer van jou mond. Ja. Ag, ek het nou so lank gebid. Ek weet nie meer hoekom moet ek verder bid nie, want niks werk nie. Ek bly bid en bid en bid en niks verander nie. Ag, weet jy, die vyand het jou gevat. Skud hom van jou nek af, man. Gryp hom aan sy nekkie en sê vir hom, daar is die voordeur en stuur hom uit. Amen. Want hierdie huis sal ek soos Josef verklaar, ek en my huis sal die Here dien. Kies die wêreld al buite wie hulle wil dien, maar ek en my huis gaan die Here dien. En daarom sal ons bly bid, bly uitspreek lewe, bly profeteer oor ons lewens en oor ons huis die beloftes van God, want ons lewe vir niks anders as die beloftes van God. Amen. Ons lewe nie gebuk onder omstandighede nie. En as jy daar by jou werksplek is en jy is besig met 'n moeilike saak en dit voel vir jou of al jou leidrade wat jy al gevolg het by, ek wil amper sê, doodloopstraat op eindig. Dan sê jy, God, ek wil nou stil word. My gedagtes het elke denkbare oplossing probeer vind om by hierdie oplossing uit te kom. I want to surrender. Maak vir my oop wat ek miskyk. Laat my raak sien wat die duisternis my probeer wegsteek. Dat dit sal wees soos die middagson helder, dit wat in die duisternis gebeur, sal helder word soos die middagson en skielik sien jy die oplossing vir jou. En moet nooit nalat om God dankie te sê Amen. dat hy vir jou die antwoord gegee het nie. Lukas 9 vers 23 en hy sê vir almal, as iemand, en ek wil net ook weer eens die agtergrond skep. Hier in Lukas moet jy een ding verstaan. Jesus het aan hulle bekend gemaak wie hy is. Sy disippels weet reeds hy is die seun van God op hierdie stadium. Hy maak aan hulle bekend dat hy moet na Jerusalem toe gaan om gekruisig te word. En hy maak aan hulle bekend in hierdie openbaring dat hy lê sy eie lewe vrywillig neer vir die vir wie hy lief is. En dat hy sy Vader bo alles eer. Hy sal homself verloon. Hy sal sy eie begeertes eenkant toeskuif sodat sy Vader wat in die hemel is se begeertes in vervulling sal kom. Hy sal tot die dood toe sy eie begeertes eenkant toe sit en God die Vader se begeerte uitleef. Selfs toe hy Getsemane doodsbenoud neerval en hy sê, my God, asseblief laat net hierdie bitterbeker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied, roep hy uit in alles dat sy Vader se wil is. En ek wil net vir jou so 'n bietjie van openbaring gee wat Jesus daardie nag bedoel het, toe hy in Getsemane op sy knieë geval het, en tot sy Vader gebid het, laat hierdie bitterbeker by my verbygaan, nogtans nie my wil, laat u wil geskied, het Jesus nie van die kruis gepraat nie. Amen. Jesus het nie van die gesel gepraat nie. Hy het nie van die Sanhedrin se beledigings gepraat nie. Hy het van een ding gepraat. My God, van altyd af tot ewigheid was ek in die een, en nou gaan ons mekaar losgeskeur word. En gaan ek hierdie pad God verlaat moet stap, sonder my Vader.
Want ek gaan oorgegee word soos 'n misdadiger om die volle sonde van die wêreld te vat. Hoekom weet ek dit wat ek nou sê? Is nie my eie teologie nie, is die waarheid. Jesus het nou net uit die boventrek uitgekom waar hy vir sy disippels gesê het, my liggaam gaan gebreek word. My bloed sal die Nuwe Testament aankondig. En toe hy daar wegstap, gaan hy Getsemane toe en toe bid hy dat die bitterbeker weer weggaan. Hy het reeds verklaar dat hy gaan gekruisig word. Want hy weet die volgende paar sekondes gaan iets gebeur wat hy nog nooit in sy lewe beleef het nie. Hy en sy Vader is nog altyd een in hom en gaan van mekaar losgeskeur word. So intens dat hy in die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit was vir hom nie die kruis se pyn nie. Dit was nie vir hom die gesel wat erg was nie. Daardie Godverlatenheid om sonder sy Vader vir my en jou Godverlatenheid te moes aan, sodat ek en jy nooit weer hoef te Godverlatenheid te voel nie. En vir jou vanmôre sê, al sê die vyand vir jou hoe Godverlate jy is in die omstandighede en die battle wat jy nou gaan, sê vir die vyand, omdat Jesus Godverlate gesterf het, mag ek en sal ek nooit weer Godverlate wees nie. Want in hom is daar vir my 'n belofte. En toe sê Jesus hierdie woorde, en hy sê, vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. As jy my voetspore wandel, en jy verklaar vanmôre, jy is my seun, my dogter, moet jy met dieselfde hart, waarin ek as seun van my Vader, vir my Vader geleef het, moet jy ook vir my lewe. Jy moet jouself verloon. Al jou vleeslike begeertes, moet jy kan neerlê en sê, ek lewe nie meer vir hierdie sondige wêreld nie, ek lewe nie meer vir sondige begeertes nie, ek leef vir een doel en een doel alleen, om gereed te wees, om eendag by hom te kan wees. Dis al waarvoor ek in jy lewe vandag. Die wêreld is vol onloklikheid, die wêreld is vol aantreklikheid, die wêreld se sonde. Kom ek sê vir jou sonde, as dit maar 'n galbitter ding was, het niemand van ons dit gedoen nie. Maar die heel eerste sonde wat ooit gedoen was mooi beskryf. Toe Eva so na daai vrug kyk, toe was dit goed om na te kyk. En dit was lekker om van te eet. Maar in dit het die dood gelê. En daarom alle sonde wat ek en jy vandag aan kan bedink, as jy vandag in hierdie plek sit en jy dink aan 'n sonde en jy dink, ek sal dit in my lewe nooit doen nie, daai is galbitte, dis nie waarmee die Satan jou gevang het, want hy kom nie om jou te vang met gal nie. Dink aan die goed wat vir jou lekker is, maar wat God nie behaag nie, dis wat vir jou gevaar is. Daai ding wat jy so moeilik mee battle om te oorwin, is die vrug waarmee die vyand jou probeer vang. En weet ek en jy moet sê, ek stap weg van hierdie boom van versoeking af, ek gaan God in alles behaag. Ek gaan my kruis opneem, en hierdie kruis is om te sê, ek lê my eie begeertes neer, sodat ek by hom, as seun en dogter, sy liefde kan vind. Kolossense 3 vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in naam van die Here Jesus, en dank die Vader deur hom. Hy skryf hier aan Paulus, skryf hier aan die gemeente in Kolosse. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Hier in Kolosse staan die kerk op 'n punt, ek wil amper sê, 'n witplank situasie. Die vervolging is so erg deur die Sanhedrin, dat hulle voel, hulle wil eerder teruggaan na die ou sisteem toe. Teruggaan na die Ou Testamentiese gebruike en Jesus verwerp in die proses. En hier kom Paulus en sê vir hulle, doen alles wat jy doen om hom te verheerlik. Doen alles. Dan gaan 'n tyd in jou lewe kom dat jy gaan voel, ek is net om verder te gaan. Ek sien nie kans om hierdie pad verder te loop nie. Bly alles wat jy doen om God te behaag. Amen. En dit wat jy doen. Amen. Moenie omdraai nie, jy het net
te ver gekom. Jy het net te ver gekom. Weet jy wat is vir my die mooiste? Een van my geestelike seuns, wat sy werk verloor het, omdat hy nie bereid was om die afgodsbeeld wat by hulle werk opgerig is, ja, in Suid-Afrika, werk hy vir 'n company waar 'n afgodsbeeld opgerig. En die vereiste van die mense wat vir hierdie company werk, en as jy van die bestuurders, as jy moet in die oggend voor hierdie beeld gaan buig. In Suid-Afrika. Net soos wat daar mense is wat in die oggend met God stil word en met sy woord en in gebed die dag begin, is daar companies in Suid-Afrika wat afgodsbeelde het, wat binne die company staan, wat hulle van al die werkers vereis om voor hierdie beeld te gaan buig voor die dag gaan begin. En hy en sy vrou sê, daar is nie 'n manier wat ons voor hierdie beeld buig nie. En toe die werkgewer, die eienaar van die besigheid van vra, hoekom het hy sê, because we serving a living God and it's not allowed for us to bow before idols, valse afgode nie. En die vrou sê, is reg, maar het begin onmiddellik om hulle uit te werk uit die company uit. So erg dat tot hulle eie prokureur word omgekoop toe hulle met hulle CCMA saak gaan en hulle verloor alles. En vir 2 jaar sit hulle sonder werk. En ek dink 2 Sondae terug. Die Gees van die Here op my lip om die volgende woorde te sê, jy het net te ver gekom om nou om te draai. En hulle is nie eens in die kerk nie, en hulle hoor dit terwyl dit volg op YouTube die boodskap, staan daai woorde in daai preek uit, en hy sê op daai punt, toe staan ek en my vrou op die punt om te draai en op te gee. Hy sê vir sy vrou, we have just come too far. Ons gaan nie nou opklim nie. Al sit ons al vir 2 jaar sonder werk. Al voel dit of ons 'n klein bietjie pensioen wat ons gekry het, nou ook klaar is. Ons het net te ver gekom om op te gee. Net te ver. En dis wat Paulus eintlik vir die mense hier sê, julle het te ver gekom in julle geloof met God, om nou om te draai na die ou stelsel toe. Alles wat julle doen, in woord of in daad, doen alles in die naam wat julle vrygemaak het van die ou dinge, Jesus Christus, en dank God die Vader deur hom. En dan sê Petrus in 1 Petrus 4 vers 10, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos 'n goeie bedienaars waar die veelvuldige genade van God het. Hierdie skrifgedeelte klink op die oog af, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, dan wil ons in ons gedagtes hardloop na 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, die gawes van die Heilige Gees, tot ons verstaan met wie praat Paulus hier, Petrus hier. Hy praat met 'n vervolgde kerk. Hy praat met 'n kerk wat alles verloor het. En herinner hulle aan die genadegawes wat elkeen van hulle ontvang het en dat hulle mekaar daarmee moet bedien. Wie wat was die genadegawes waarvan hy gepraat het? Nie spreek in tale nie. Nie hande opleg en siek, dis bid en hulle word gesond nie. Die genadegawes waarmee hy van hier gepraat het, is die liefde wat hulle vir mekaar het. Die bemoediging wat hulle vir mekaar het. Die aanmoediging wat hulle vir mekaar het. Met ander woorde, Petrus sê hier vir hulle daar, in hierdie onhaaglike omstandighede waarin julle so verdruk word, moenie ophou om mekaar met liefde te dra nie. As jy in 'n land is wat jy voel, en ek weet, ons in Suid-Afrika, hier is geen korrupsie nie, geen misdaad hier nie, geen moordsyfers nie, hier is niks wat uitspattig is. Hier is die land van melk en honing. Praat van ander lande, ander mense. God sê, wanneer alles om jou uit mekaar uitval, en spreek in tale nie eens meer vir jou, die binneker is waarna jy jaag nie. Telefoon op, en bel iemand, en bemoedig die persoon. Sê van hou vas. Moenie deur die omstandighede nou, wat so druk is, wat so haaglik lyk, jou nou op Jesus laat opgee nie. Klim in jou kar, ry ou huis toe.
Gaan vra daar by die ouete huis, watter tannie het geen besoekers nie. En jy sal verbaas dan hoeveel ou mense vandag deur hulle kinders by ouete huise afgelaai word, en hulle sien nooit weer hulle kinders nie. Wie wanneer sien jy hy kind weer? Die dag as jy ou mense nie daar is om te kom hoor wat iets in die testament vir hom is, of vir haar is. Verder stel nie belang om dat pa of ma te gaan besoek by die, of hy oupa of ouma in die ouete huis te gaan besoek nie. Die Here sê, gaan ouete huis toe. Gaan vra daar, wie is die mees eensaamste tannie of oomie in hierdie plek, en gaan drink saam met hom in haar koffie. Bemoedig hulle. Dis die gawes waarvan wat Sint Petrus hier praat, dat hy sê ek en jy moet mekaar bemoedig met die gawes. Ons moet mekaar optel. En as jy sien jou boetie is down vandag in die kerk, moenie laat die vyand vir jou sê, hy is nou kwaad vandag vir jou, dis om jy nie eens gegroet het nie. Daai boetie is vandag vir dalk so op sy laaste, of sissies dalk so op sy laaste vanmôre, dat hulle self uit die bed uit moes dwing om vanoggend in die kerk te wees, en nou sit hy hier met 'n verlange dat God net met hom moet praat, maar hy voel so down, sy voel so down, dit voel net asof, hoekom het ek nou eintlik vanmôre geluister om na hierdie kerk toe te kom, terwyl ek moet teruggaan huis toe na my haaglike omstandighede, wat in elk geval nog nie verander het nie, sê God, jy moet vanmôre die een wees wat stap en sê, ek voel net ek wil vir jou gebed vanmôre. Mag die Here jou versterk. Ek ervaar vanmôre jy lyk moeg, en ek sê nie noodwendig probeer, ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want ek weet hy sal nie aanstoot nie. Ek sal nie gaan bemoedig iemand. Tel iemand op. Een pakkie koeksusters vir wonders. As jy een pakkie koeksustertjies vat en jy gaan na iemand toe wat die Here op jou hart lê, en sê, weet jy wat, ek wil net vanmôre, ek het gevoel om na jou te ry, net vir jou een pakkie koeksusters te gee. Of jy ry daar na die pastoor toe en sê, van, ek het net vir jou blikkie kondensmelk gebring, om saam daai koffie te drink, dit verrig wondere. Nee, hier by jy nie, gooi ek 'n skimp, hou van kondensmelk koffie. Mense, somtyds is net hy druk. Net hy druk om te sê, sonder woorde, ek is hier. Amen. Wie, wat is die kragtigste woorde wat by 'n begrafnis gespreek kan word? Die kragtigste. Ek is hier. Nie, jy wonder nou, wat moet jy nou vir hierdie persoon sê, jy het nie woorde nie, wat sê, ek is hier. En dan is jy daar. Nou wag jy so 2-3 dae, dan bel jy en sê, onthou jy my woorde wat ek vir jou gesê het daar, weet jy herinner, ek het bedoel, ek is hier. As jy ooit voel, die dae en die nagte word vir jou te veel, bel my. Dan drink 'n koffie. En weet jy wat gaan praat jy, wanneer jy na so 'n persoon toe gaan, wat so stikkend is, en jy gaan drink koffie? So min as moontlik. Sit net daar, en laat die persoon oopmaak, as hulle wil. Al sit jy vir 2 ure in stilte, nee, drink net koffie, nie een sê woord nie. En jy klim in jou kar, wil ek vandag vir jou sê, het jy vir daai persoon die wêreld beteken, daar was iemand in my stil, eensame oomblik, en het die vertrek geval, en het vir my dit draaglik gemaak om dit te kan dra. Dis die gawes waarvan Petrus, ons dink partykeer as ons hoor van die gawes van Petrus, hy sê, julle, elkeen 'n genadegawe ontvang, moet julle mekaar daarmee dien, dan dink ek so kry, ek wil na hospitaal toe gaan, ek moet iemand gaan bedien met die genadegawe van genesing, en die ander een dink, joh, ek moet hom bedien met die genadegawe van profesie. Genadegawes is wanneer ek genade toon.
waar dit nodig is. Amen. Kerk, my gebed vanmôre is dat ons as bruid van Christus die genadegawes meer sal jag as die ander gawes. Weet jy hoekom? As ek liefde verstaan, en nou ry ek uit na Dion toe om liefde te gaan doen, dan het ek gegaan om dat ek vir my broer lief is. En terwyl ek by my broer is, terwyl ek gaan vir een doel om liefde te gaan doen, sê die Here, sy regisseur, bid sommer vir sy reg. Nou kom die res van die gawes wat in liefde gebore is. In die kragtige vervulling daarvan, in steede van dat ons net gawes jaag, maar ons het nie liefde nie. Want die woord sê vir ons in 1 Korintiërs, wat die jam is. Pastoor, jam? Hier geweer daar's 'n skrifgedeelte in die Bybel wat jam is, konfyt. 1 Korintiërs 12 is 'n snytjie toebroodjie snytjie. En 14 is ook nog 'n snytjie toebroodjie. Dit praat van die gawes van die Heilige Gees. Maar reg tussen die twee snytjies brood kom die jam 1 Korintiërs 13 wat die liefde is. Wat die twee by mekaar uitbring. Want sonder liefde, al sou ek al die gawes hê, sou ek klinkende metaal wees. Al sou ek al die wysheid en al die profesieë, sal dit niks baat as ek nie liefde het. Al gee my liggaam oor om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, sou dit my niks baat. Die kerk jaag vandag gawes om mekaar te beïndruk, wat so wonderlike gawe het ek, hoe kragtig is ek van 'n fisikus bid, en hoe kragtig is ek met dit, maar almal mis 1 Korintiërs 13 die liefde. Kom ons begin weer vir mekaar lief word, soos wat Jesus vir ons tot die dood toe lief was, en mekaar bedien met liefde, en omgee. En ek wil vir jou vertel in daardie oomblik van omgee, wat ek genuine na Gert toe ry, om by hom as mens, sy menswees te beleef, en by hom as mens stil te staan, kom die res en God bring sy openbaringskrag. En weet jy wat, dalk gaan jy om liefde te toon, en terwyl jy daar by Gert is, terwyl ons daar koffie drink, lê die Gees van die Here op sy hart, om vir my iets te bid, waarmee ek bid wil, en ek het gedink, ek gaan hom te bedien. Here, as ek hierdie koppie koffie vandag gemis het, en nie gehoorsaam was om te ry en koffie te gaan drink, het Gert nooit hierdie gebed vir my gebid nie. En dis die gawes waarvan Petrus praat. Dan raak ons doelgerig, en begin ons lewe in Christus doel en rigting te hê. En dan ten slotte, Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, terwyl ons soos 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las af lê, die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop verloop wat vir ons voorlê. En voor ek by vers 2 kom, hier spreek Paulus ook, en hy skryf aan die gemeente. Hy sê, julle was so maklik moeg word om Jesus te volg, en nou wil jy teruggaan na die sonde toe. Lê dit neer. Lê dit neer. Moenie dat jy bly hinker vir die sonde nie. Pastoor, maar ons hinker lankal nie na die sonde nie. Gee my jou getuienis en ek sê vir jou of jy nog hinker of nie. As jou getuienis begin met hoe hard jy aanhou kompak slag gee vir jy nou by die Here uitkom. Dan sê ek vir my, jy begeer nog steeds om iemand 'n gepak slag gee. Dis nog nie binne. Want hoekom sal jy brek oor hoe hard jy aanhou pak slag gegee het, as jy nie meer begeer om 'n pak slag te gee? Of jy my vertel hoeveel borrels drank het jy uitgedrink voor die by die Here uitkom. Jy het nog steeds hier in jou kop. Lip is droog, ek smag nou na ou doppie. Die Here kom maak my los by 'n jeugkamp eendag, waar ek 'n gasspreker is. En ek begin en ek dink, by myself dink ek die volgende, waarmee hierdie jong mense battle en wat hulle moet hoor, as ek vir hulle vertel hoe bad my lewe was,
en hoe die Here my gered het, gaan hulle ook kan besef in hoe bad hulle lewe, dat die Here hulle ook kan red. En ek begin om 'n getuienis te gee van waar ek was, voor ek by die Here uitgekom het. En ek het navelewe, ek voel goed. En toe hierdie gassprekertjie nou huis toe ry, en sy stem nou stil word, toe sê die Heilige Gees vir my, wat dink jy het jy vandag gedoen? Ek sê, Heilige Gees, ek het my getuienis gebring, die woord sê in Openbaring 12 sal met ons getuienis, die woord van ons getuienis, die bloed van die lam sal ons werk vir die vyand doen, want Heilige Gees sê vir my, dan moet jy die woord leer. Wat sê dit, God het jou sondes in die diepte van die see gegooi en dink nooit weer aan nie. Hoekom herinner jy my aan jou verlede waarvan ek vergeet het? Elke keer wat ek en jy oor ons verlede dink ons iemand anders te neem moet oortuig, herinner ons aan God, aan die goed waarvan hy al vergeet het. Wat hy in die diepte van die see gegooi het. En wie wat het God by daai diepste plek in die see gaan opsit? Nou fishing. Pastor Koos, jy ken hy kom al lank dit. Nou fishing. Nou fishing. Jy mag dit nie weer gaan uitvis. Om te dink jy kan daardeur iemand anders te oortuig om met hulle sonde. Daar's net een manier hoe jy 'n volgende persoon by die Gees van die Here uitbring, is om die Gees van die Here toe te laat om die werk te doen. Amen. Jy bring getuienis van hoe groot God in jou lewe is en hoe wonderlik hy is en hoe hy jou herstel het en hoe jy op pad is en hoe jy jou verlustig in sy grootheid en sy majesteit en hoe hy altyd daar is, maak nie saak wat omstandighede vir jou sê nie. En in daardie oomblik gebruik die Gees van God die woord om iemand anders te bemoedig en die persoon sê ek is ook moeg vir sonde. Ja, dis waar. Ek is moeg vir sonde. Ek wil ook vry wees. Ek wil ook vry wees. Weet jy wat gebeur baie keer? Dis hoe die vyand se kop werk. As jy vir iemand gaan vertel hoe bad jy was, en dan vertel hy van Jesus, en hy moet so wegry, weet jy wat dink hy? Ag, wie wat net, dat my lewe ook nie so bad, jy hoor was hy pastoor se lewe. So my lewe is nog nie so bad, ek het nog nie nodig om nou tot bekering te kom nie. Hy moes by bekering uitkom, want sy lewe was bad geweest. En jy maak die deur oop vir die vyand om met jou gedagtes te speel met woorde wat jy verkeerd oorgedra het. Kom ons fokus op een ding en een ding alleen, wanneer ons doelgerig vir Jesus lewe, om God in alles te verheerlik en sy naam in alles groot te maak, sodat die volgende persoon met sonde kan breek, waarmee die vyand hom en haar in 'n tronk het. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en in die regterhand van die troon van God gaan sit het. Oorwinning in Christus. Hier in die Nynie wil ons graag hê, moet jy van vreemdeling na vriend te beweeg, en van vriend na familie toe. Maar ons begeerte, wanneer ons hierdie woorde sê, net een ding beteken, dit moet jou losmaak van die dinge wat jou in tronke gehou het, en jou mismoedig gemaak het, en jou negatief gemaak het, depressief gemaak het, na plek toe waar jy die vrede van Jesus kan vind, en in die volheid van sy vryheidskrag, saam God kan kom dien. Ek lag oor, kan ek jy maar gebruik as 'n voorbeeld, Marshall. Hier kom Marshall in hierdie kerk uit. Die grond is in die mark, Marshall is 'n eiendomsagent. Hy sien die kerkie, hy vra vir Flippie. Hoor die Flippie, die kerk nie, ons hou so 'n kerkie. Kan ons ook hier na toe kom? En van daarop het hy nog nooit weer weggebly by die kerk. Want 'n ou vind 'n plek waar jy voel, ek het ontmoeting met 'n lewende God, en dan wil jy nie van 'n plek weg wees. Dan wil jy nie weg wees. Ouma Makkie, weens dat daar nie vervoer is om haar kerk te bring, en daar amper vir 'n maand in die kerk doen.
Genade, ek het al later gesê, Here, gee net vir ouma makkie vervoer, want pastoor, ek mis die dienste. Ek hou nie van hierdie YouTube kykery nie. Ek wil in die kerk wees, want dis waar ek wil wees. Ek wil dit voel, pastoor. En vanmôre is ouma makkie na 'n maand terug in die kerk. Die Here het jou gebede gehoor. Prys die Here daarvoor. En dit het weer vir jou deur oopgemaak. Nee, jy is hier tussen jou mense. Tussen jou mense. Vader, dis waar ons wil wees. Dis een boeties en sissies wat nie voorgee nie. Amen. Wat genuine u lief het. Wat genuine nie van my storie is, kinderstorie gemaak nie, maar eerder saam met my gaan bid en my gaan help dra aan my laste. Boeties en sissies wat uitverkoop is aan Jesus. Wat weet hoe nodig dit is in 'n gebroke wêreld om 'n plek te kan hê waar ek kan rus vind en genesing vir my siel, omdat God u teenwoordig is in die byeenkoms. Vader, my gebed meer en meer, is dit nie nooit die getalle van hierdie kerk sal bou nie, maar die geestelike volwassenheid van elke man en vrou sal laat groei tot die volle mate van Jesus Christus. Dat in ons gemeente, Here, geestelike volwassenheid, maar liefde bo alles sal uitstaan. Dat mense van hierdie plekke sal praat, die liefde wat daar is, die liefde wat ons kon ervaar, kan ons nie vergeet nie. En dis ons begeerte vanmôre, Papa Vader, dat u liefde sal vermeerder in hierdie plek. Dat u liefde die genesing sal wees van elke hart. Dat u liefde in die kruis vir ons die hoop vir vandag en môre sal wees. Dat u liefde die kern van dit alles sal word. Dis ons gebed vanmôre, van dankbaarheid, omdat ons reeds sien dat u dit doen. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Net so tussen my en julle. Toe ek die eerste keer hierdie bak, voel ek met 'n bak water voor in die kerk sit. Toe gaan ek deur verskillende gedagtepatrone. Eerste een is, ja, my hande moet skoon wees, ek kan daai broodjie vat. So kom ek agter, maar ek vat net in een stukkie brood en is een wat ek gaan eet. Toe dink ek nou verder, Here, nou kom het jy vir my hierdie gedagte gegee dat ek hierdie bak. Want ek het dit in ander kerke sien, maar dit is nie hoekom ek dit in my kerk nie. Daar's 'n opdrag, die Here het vir gesê, ek wil hê jy moet dit op jou nagmaal hê. En toe dink ek die eerste keer, Here, nou wat van as hulle dink ek is so spontaan